Goeiemôre julle, is Adrian van Accra Optics. Ja, ons is vandag hierso, ons het 'n reeks van nuwe videoetjies wat ons vir julle wil maak. Alles so half jaggeweer, lisensie, industrie related en ek het vir Roan hierso vandag, Roan van Aimsmall Mismall. Julle almal ken hom, hy's groot op YouTube en sy kanaal doen regtig goed. So ek en hy gaan vandag so 'n bietjie gesels. Ons gaan, soos ek sê, ons gaan 'n hele reeks van goedjies doen, maar vandag gaan ons so 'n bietjie chat oor springbokjag in Suid-Afrika. Weet, maak nie saak of dit die Suid-Vrystaat is of die Kalahari is. Lekker springbokjag. En ja, Roan, welkom. Dankie. Baie dankie. Dankie vir jou tyd. Ek sien uit na die gesprek en ons hoop ons kan van die mense iets leer en dalk Ja. het hulle iets wat hulle nie van geweet het of nie aan gedink het nie, dalk net kan saamvat of iets leer. So ek sien uit om vir hulle die kennis te gee. Yes. Baie dankie man. En jy was onlangs op 'n springbokjag. Jou video het baie goed gedoen op YouTube. En vertel ons 'n bietjie daarvan. Waar was dit? Wat het julle gedoen? Okay, so ons het vroeg Julie het ons Graaf-Reinet toe gegaan. Jy weet ons is nou in Gauteng, so ons het 'n bietjie van 'n entjie gery tot in Graaf-Reinet. So 5 jagters gewees. Is ons noem dit die jaarlikse familie springbokjag, maar ons almal gaan maar saam. My pa reël dit en my broer reël dit en wie ook al saam gaan ry saam en ons gaan geniet onsself daar en dit is 'n verskriklike lekker tyd. Ons ry die Woensdag en ons kom die Sondag terug en Ja, ek was nou nie genooi nie, maar nee, maar volgende jaar. okay. Maar ons sal jy weet so dit is in terme van hoekom ons dit daar doen. Die spesifieke skaapboer laat ons sy nommers so 'n bietjie beheer. Hy is eintlik 'n skaapboer en hy het nou maar die springbokke daar. So ons beheer net 'n bietjie sy nommers vir hom en ons is nou deel van sy uitskietspan. So en dis hoekom sy ons nou planne vir die jaar. Ja, so ons gaan, ek dink sover ek verstaan is daar net 2 of 3 groepe. So ons gaan help hom uit. So dis altyd 'n verskriklike lekker skiet. Vir die nuwe manne wat saam gaan en vir ons wat elke jaar gaan. So dis 'n baie lekker jag vir ons almal. Ag, awesome man, dit klink great. Ja, dis altyd lekker, is altyd vir ons lekker om in die veld te wees. Weet almal wat hierdie video kyk is like-minded en almal geniet dit om daar te wees. So soos ons vroeër ook gesê het, ons wil so 'n bietjie chat. Wat is die moeds en die moenies van spesifieke weet spesiejag, in hierdie geval nou springbok. So Roan, as jy nie omgee nie, vat ons bietjie deur jou equipment breakdown. Wat vat jy saam? Wat het jy voorberei? Okay, nee, lekker. So vir die springbokjag, jy weet ek het nou 'n reeks kalibers en ek het hulle aangekoop vir die YouTube channel om bietjie versatility te hê in terme van wat se kalibers om te skiet en groupings en so. Vir die springbokjag in spesifieke Graaf-Reinet, dit is meeste van die keer is maar ver skiet. So ek het onlangs nou vir my 'n 6-dasher gebou vir die channel en weet ek weet jy het ook nou vir jou een gebou net vir die laat ons mekaar 'n bietjie kan gas gee. So vir my equipment in terme van gewere wat ek saamgevat het ek my 6-dasher gevat en my 6.5 Creedmoor. Want hulle is albei ingestel, hulle albei skiet baie effektief tot om so 2000 meter. So in terme van geweer 6mm dasher en 6.5. Albei gelaai met jagpunte. Die 6mm dasher was Berger jagpunte en vir die 6.5 was Honda die jagpunte. Albei getop met goeie glas. Ek het spesifiek 2 scopes saamgevat hierdie keer om dit te gaan toets in terme van hitte en afstand en so. So die een was nou die Rourke of nou die Accra scope en die ander een was 'n ander brand wat ons saamgevat het. En albei van my gewere dieselfde silencer op en is in IM Engineering chassis. Op die een chassis het ek 'n monopod getoets en die ander het ek rear bag getoets en voor het ek dieselfde bipod. So in terme van gear 6mm kalibers, gewere albei in chassis, bipods, monopod, rear bag en silencer. Okay, fantasties. Ja, dis 'n lekker setup. Ja. En sê vir my in terme van skote op hierdie jagtrip van julle, hoe ver was dit? Wat was die gemiddeld? Het julle kop geskiet, het julle lyf geskiet? So ons het altyd ons ry so die Woensdag dat ons op die plaas kan kom. Jy weet dit is relatief ver, so net oor die 8 ure se ry. Dan kom ons daaraan, dan skiet ons nou ons gewere in. Jy weet, ons ver ry, nuwe klimaat, die environment is baie anders in terme van die geweer. Ekskuus. En so ons stel goue gangbaan op, skiet die gewere in op 100, zero hulle en dan gaan ons sê maar 200 meters, 2, 4, 6. Ek wil gou daar inspring. Hoe belangrik is dit om wanneer jy op die plaas kom jou geweer te gaan zero en kon jy in hierdie geval 'n verskil sien van jou zero in Gauteng tot daar? Kyk, dis eintlik 'n baie goeie punt. In terme van zero, omdat jy so ver ry, die lugdruk is anders. Jy weet jy's ver van waar af jy elke dag skiet. As jy van Gauteng af Limpopo toe ry, die effek is minimaal. Daar's 'n effek en jy skiet nie presies op jou zero nie. Daar's altyd 'n klein bietjie gestellery, maar dit is nie so groot soos as jy Graaf-Reinet ry.
In terme van, ons was 6 jagters gewees in totaal, al 6 moes 'n zero adjustment gedoen het in terme van die lugdruk en jy sien dit baie gemaklik op verdere afstande. So dit is 'n baie groot punt en goed om te noem. As jy op die plaas kom, skiet jy geweer in zero om, maak seker hy is gezero. So ons het hulle gezero en toe het ons gery, net gou vir die laaste 2 nuwe manne wat saam gegaan het, ons het hulle gou die plaas gaan wys, net vir hulle 'n bietjie verkenning gegee. Ek dink die naaste skoot, ek dink my pa het skoot geskiet op 88 meter, wat baie gelukkig was, hy was goed agter 'n bos weg, toe kom hy lekker naby vir hom. Die verste skoot wat ons geskiet het die naweek, was toe ongelukkig nou nie suksesvol nie met die wind, was 951 meter, en die verste doodskoot was 536 dink ek. So, jy weet, dis goeie afstande, jy weet, dit is Graafrein net, dit is oop, dis Karoo, jy kan sien hoe hardloop jou hond weg, en jy sien hom terugkom. So dit is baie ver skiet, so jy moet gereed wees vir dit, maar deur die bord, average sou ek raai, was seker so 280 na 350 meter. Ja, en dis fair, hè? Ek bedoel vir iemand wat gewoond is aan bosjag, is daai 'n verskoot en 'n springbokkie op daai afstand lyk soos 'n muurtjie. Ja nee, en dis waar die glas en die reticle en alles wat saam met dit gaan, 'n groot kombinasie daarvan, 'n groot verskil maak. Jy het gevra in terme van skootplasing, die 2 nuwe manne, sodra hy 250 plus raak 'n kopskoot. Ek wil nie sê oneties nie, maar daar's net te veel goed wat kan verkeerd gaan. Jy weet, ons almal wil vir ons chommies sê, hier ons het ver geskiet en ons het kop geskiet en dit was verskriklik mooi. Maar etiese jag bly die belangrike punt. So vir die ouens wat 3 geskiet het, hier by 250, het hulle almal maar blad begin skiet. In die video is daar een bok, ek dink hy was 370. Die wind was 12 of 13 myle uur. Perfekte kopskoot, die reticle is op sy kop. Maar dit is net, jy weet, jy is nie heeltemal seker nie. So baie skote, ek dink ons het 55 of 56 bokke geskiet vir die naweek en ek dink 14 tot sê maar 18 van hulle was bladskoot, die res was alles kopskoot. So dit is, jy weet, ons vat daarom manne saam wat al 'n bietjie kan skiet en bietjie weet hoe om te skiet en verstaan van wind. Ek dink die belangrike ding wat jy daar noem is dat is daai etiese aspek. Ons moet altyd onthou dat ons as jagters het daai etiese ding teenoor die bok. Dis nie net teiken skiet nie. As jy op 'n gong gaan skiet op 1000 meter, kan jy 'n boksie ammo uitskiet en dalk een raak skiet, maar op 'n bok is dit ons moet daai aspek in gedagte hou, want dit is lekker veral as die lood bietjie begin loop en die vingertjies juk, dan is dit maklik om te sê, jy skiet hom sommer in die kop, maar ons moet daai etiese aspek altyd in gedagte hou. En so 'n dag kan bitterlik sleg uitdraai as jy 'n kwesspringbokkie op 'n 3000 of 4000 hektaar stuk grond en is net gras en geen verwysing. Jy weet, as jy sy handbreek afskiet, jy sien hom nie en dit is 150, 200 springbokke in 'n trop. Jy weet, dit is jy moet hom weer kry. So in terme van om dit gemaklik te maak, nie net vir jou nie, maar ook vir almal wat saam met jou jag. As jy daai sneller trek, weet dat dit die skoot is wat jy aan dink, jy het jou calculations gemaak, alles is reg. En jy weet dit gaan 'n etiese skoot wees. Dit is 'n fundamental belangrike ding vir ons wat almal jag. Ek dink soos jy vroeër gesê het, ons almal like-minded mense. Ons almal wil eties jag. Ons wil ook weer volgende jaar deur die boer genooi word. Jy weet jy wil dit ook oppas vir jou kinders en die generasies wat na ons kom. So daar is die legacy, né? Ja, die legacy. Net soos wil die legacy agterlos en jy weet jag is verskriklik lekker en jy weet ons almal maak foute. Jy weet jag gaan nie 100% soos jy beplan het. Daar is altyd 'n bloopertjie of 'n foutjie wat jy maak, iets wat jy vergeet. Jy weet so dit gebeur. Jy weet dit is nou ongelukkig. Ons gaan nou by dit kom. Ons gaan nou by die rookie mistakes kom, maar een ding wat jy nou nie in jou equipment genoem het nie, is 'n rangefinder. Hoe belangrik is dit? Veral in daai opset. Ek praat nou, weet ons praat Kalahari jag, ons praat soos jy sê average van 280 meter. Kan jy 280 meter in daai plaas skat? Dit is vir ons anders. Jy weet, ek is 'n bosveldjagter, ek's groot geword in die bos, ek het geleer jag in die bos. So 80 meter hier en 80 meter in die Karoo. Dit is jy's uit met 30 tot 40 meter op elke guesstimate. Ja. Weet jy ouens, dieselfde ouens wat in daar groot word, hulle ken afstand daar, maar as hulle bos toe kom en lyk alles of dit 40 of 50 meter staan. So dit is 'n baie belangrike item daai. Ons vir die ouens wat saam gaan, jy weet, dis een van ons voorhuistes. Jy kan nie kom sonder 'n rangefinder. As jy nie een het nie, moet jy een leen. Om weer terug te kom na die etiese jag toe, jy wil dit eties doen, jy wil die afstand weet. Ons almal weet ons gewere kan skiet. Ons het die gongbaan gebou tot op 1000 meter. Die meeste van ons het tot op 1000 meter die gong raak geskiet. So die gewere werk. Maar die gewere kan net werk as jy vir hom die regte inligting gee. En dis waar 'n rangefinder, dit hoef nou nie, ek persoonlik skiet met 'n ranging binder
een van die manne wat saam gegaan het een van die Accra ranging binos gehad, baie goed gewerk, glas is baie mooi. Hy het dit verskriklik geniet om te kan soek vir die bok en as hy die bok kry, onmiddellik die afstand te hê. So dit maak 'n groot verskil om 'n kombinasie van verkyker rangefinder te hê. Maar ons het ook 'n ander man gehad wat saam ons gejag het wat net die handheld rangefinder gehad het. Hy het ongelukkig 'n bietjie sy limitations in terme van as die bok 'n bietjie ver is. Springbokke is klein, dan bewe jy 'n bietjie dalk af. So as jy nie vir jouself 'n lekker stable platform bietjie kan bou om die afstand te kry nie, het hy maar sy limitations, maar jy moet. Dit is amper iets wat jy nie sonder kan jag as jy springbok jag. Ja, ek stem 100% saam. Ons was self, soos ek vroeër genoem het, ook op 'n jag gewees. Daai is my setup wat daar staan. Ek het my 6.5 by 55 saamgevat. Houa, dunloop in 'n AIM Engineering Alpha chassis. Ek het die tripod saamgevat. Ek het hom nooit gebruik nie en ons sal nou by dit kom. Ons het van die bakkie afgeskiet, so my bipod, daai enetjie wat ons saam inbring, het baie lekker oor die bakkie se dak saam met my Accra Optics rear bag gewerk en dit was baie lekker. Ons het toe nou later sommer besluit al die bokke is op 300 meter. Ons het die rangefinder natuurlik gehad, maar daar was nie 'n skoot onder 300 nie. Die bokke is goed getrain. Ja, hulle was bietjie later in die seisoen. Die plaas het nie net 2 of 3 groepe gehad nie. Maar nietemin, dit was baie lekker. En selfs soos jy soek iets wanneer jy op so 'n jag gaan, soek jy iets wat jy weet werk. Moenie jou nuwe 300 Winmag wat jy nog net een keer baan toe gehad het en nog nie regtig 'n lading het saamvat nie. As dit alles wat jy het natuurlik gaan hê van doen dit. Maar ja, ek dink dis 'n goeie punt. Vat daai trusty old faithful warrior wat jy weet wat hy gaan doen. Jy weet daai geweer wat hy doen op 200, jy weet op 300, jy weet op 400 en verder as dit is dit jy weet jou besluit. Ja, en ek wil jy weet ons skiet meer as die average jagter. Iets wat definitief sal help is daai stickertjies wat jy op jou tarret plak. Ja, as jy nie soos 'n doupkaartjie. Ja, net 'n doupkaartjie as jy goed is met skat en jy kan skat 250 en jy die stickertjie. Jy weet dit jy weet maar jy weet om baie etiese skote te vat, moet jy maar weet wat die afstand is. Jy het nie noodwendig nodig om al die extras te hê waaronder ons later sal gesels soos 'n Kestrel en Strelok of wat ook al so 'n ballistiek-program jy gebruik nie. As jy jou stickertjies het en jou stickertjies is opgestel en jy weet wat die afstand is. Jy weet daai stickertjies is vroeër het ons gepraat, jy gesê ek goed gebeur vandag. Jy weet die bokke stop, jy het minimaal tyd om reg te kom as jy wil dial of hold, moet jy dit doen. So goed gebeur vinnig. Jy weet met die voorsitjag, jy het nou genoem jy doen bakkiejag. Ons het 'n bietjie van 'n voorsit meer as wat ons bakkie gejag het. Ons het ook bakkie gejag. Jy kan uitwerk waar die bokke hardloop. Jy weet as die eerste trop verbykom het jy 'n idee waar die res van hulle gaan hardloop, waar hulle gaan stop. So jy kan jouself so half bietjie beter opstel vir wat kom, want jy weet wat die behavior is van die diere. So dan kan jy jou goeders uitwerk. Ek skiet nou een van hierdie ranging binos, soos die bok stop, ek range hom en my ballistics is toevallig nou binne in my ding, so dan kan ek dial en onmiddellik skiet. So, maar dit het ook jare gevat vir my om op daai punt te kom om dit te kan bekostig. Dit is 'n baie duur stukkie equipment, maar ek het dit. Jy weet, dit het my lank gevat om daar te kom, maar voor dit, en baie van die mense sal daar wees, rangefinder, my pa print altyd 'n laminated kaartjie met 5 myl wind en 10 myl wind, plus die afstand in 25 increments. So daar's maniere, jy het nie nodig om die top range van goeders te hê nie, dit maak die lewe net vir ons 'n bietjie maklik. Ja, ek dink soos Engels gesê, die bottom line is dat jy moet weet hoe ver dit is en wat jou geweer gaan doen, wat gaan daai koel doen op daai afstand en ja, so ek dink ons is 'n klein bietjie van topic af gegaan, maar dis lekker, dis eintlik dis eintlik wat ons wil hê want dit moet 'n lekker gesprek wees. Maar gee vir my gou vinnig jou top 3 items wat jy nie sonder kon gaan nie, uitsluit in jou geweer. Ons weet jy moet dit gaan niemand gaan nou nie mes jag toe nie of weet spies of so iets nie. So jou geweer is altyd in, maar top 3 ander items wat jy nie kan sonder hierdie gaan doen nie. Jy as Roar. Ja, so ek sou sê bipod, rear bag en soos ons het nou dit baie deeglik bespreek, 'n rangefinder. So ietsie om afstand te gee. En dis nou spesifiek vir springbokjag. Bosveldjag sal ek dalk my rangefinder ruil vir iets anders, maar my 3 goed wat ek glad nie sonder sal gaan nie is my bipod, my rear bag en my rangefinder. So ek bel jou môre, ek sê Roan, ons ry oor 'n uur. Jy sluit die kluis oop, dis geweer, dis ammo, dis rear bag, bipod en rangefinder. Klaar.
en ons gaan alright wees. Nie kos en sulke goed nodig hê. Nee, ons skiet op sommer terwyl ons gaan. Okay. En dan kom ons sê daar's nou een ekstra itempie of twee ekstra itempies wat nou nice is, jy het bietjie meer as 'n uur om te dink en mooi te beplan en die ideale scenario uit te speel wat nie altyd gebeur nie, maar wat is daai paar items? Ja, kyk, so in terme van dit, as jy bietjie meer, ek nie wil fancy wees nie, AIM Engineering het nou daai monopod uitgebring, so as ek nie my rear bag vat nie en ek kan 'n bietjie meer fancy wees, sal ek daai monopod vat en definitief een van hierdie tripods. In terme van Kalahari jag, die gras of waar jy gewoonlik opstel, jy's nie gewoonlik 'n bietjie elevated nie. So jy sit in die gras. So die bipod is gelimit in terme van lê en skiet. So as jy op 'n paar stadium moet kom waar jy either moet staan of kniel of sit, daai is 'n absoluut wenner. Hy gee vir jou stabiliteit. Jy kan etiese skote maak want jy is stil, jy maak nie van 'n boom af nie. So as ek hom sal saamvat, tripod definitief. Bietjie meer high gear goed soos in terme van die monopod agter. As ek lê, dan kan ek fyner stel. Dit gebeur vinniger. En ek weet nie, ek dis nou wat ek wat saamvat. Wat sal jy as jou 3 basic moet saamgaan items? Wat sal jy vat? Ja, ek dink ek's pretty much op dieselfde vlak as jy. Ek het nou nie daai fancy monopod nie en vir my hierdie chassis stelsel is net, ek het dit verskriklik baie geniet. Ek dink nie ek sal jy weet weer so 'n jag aanvat. Ek gaan nou nie in die bos stap met 'n geweer nie, maar ek sal nie weer so 'n jag aanvat sonder daai chassis stelsel nie. Hy is net stabiel, jou bipod is vas onder op die AK-rail. So ja, ek stem 100% saam met jou. Ek kan nie regtig aan iets anders dink wat ek sou uitruil nie. Rangefinder is vir my 'n must go. Ek sal jou wel sê wat ek nie weer sal doen nie. En dis nou terug na daai rookie mistake. Ek het soos van julle weet wat die kanaal volg en wat ons op ander plekke volg. Ons het onlangs die Legacy 5-30 by 56 gelaunch in 'n MOA verstelling en ek is gewoond aan MRAD skiet. Ek skiet slegs MRAD. En ek dacht, ag nee man, dit kan nie so moeilik wees nie. Week voor die tyd sit ek daai teleskoop op wat in MOA verstel en daai eerste dag op die plaas was nag geweest want die nommers add net nie op nie. So dit is belangrik wat ek sal sê, ek sal nie weer voor so 'n ding, want so goed soos wat jy dink, jy kan dit gou uitfigure op die baan, dis nie die baan nie. Dis vinnig. Ons het nie meer as 3 sekondes op 'n skoot gehad nie, soos ek sê, dis redelik laat in die seisoen gewees op hierdie plaas. So nou moet jy dink, jy het tyd om te range, jy het nie tyd om nou nog gou in Strelok jou data in te sit en te dial of te holdover en dan te skiet nie. Jou 3 sekondes lankal weg. En ek bedoel, jy weet, die ander ding is, dis altyd goed as iemand anders vir jou range. Nee, jy kan nie self range raak. Ja, nee, kyk as jy tyd het, jy weet, range self, kry die ballistics, daai dit, maar net soos jy sê, jy het mil en MRA. Ek kan sien hoe jy daai nommers verkeerd gekry het. Want weer eens, dis vinnig. Dalk as jy, soos ek sê op die baan, as ek 10 sekondes of paar sekondes tussen 'n skoot het, ek kan dit gou uitfigure. Ek kan sê, okay, jy weet, dit sou gewoonlik 1.5 mil gewees het, dit is nou omtrent op hierdie geweer 5 MOA, 4.5, 5 MOA. Ek kan dit uitfigure, maar onder druk, onder dit, jou hart klop en daai bokkoors, no chance. So ek het nou daai eerste dag so 'n bietjie gaan wiskunde doen en heroorweeg alles en toe het alles goed gegaan. Tweede dag het ons maar belangrike punt, jy weet, as jy weet jy gaan na 'n jag toe en jy weet jou equipment werk, moet dit nie verander nie. Ja, ken jou gear. As jy in terme van jy het nou sê maar 'n nuwe teleskoop gekry het, doen nie moeite, gaan baan toe. Ek weet alles kos geld en ammo is duur, maar gaan familiarize yourself met waarmee jy gaan skiet. Jy weet, jy het nou 'n slegte eerste dag gehad. Ek seker daar was 'n paar misskote wat die calculations het nie uitgewerk. Maar dit gebeur in terme van wat ons gedoen het, jy weet ons, soos ek gesê het, ons het eerste dag op die plaas, toe skiet ons gangs. Die laaste skote wat ons geskiet het, was 700 meter op die gang, net om seker te maak die dope is reg die volgende oggend. Toe laai hulle ons af en hulle druk die springbokke en daai bok hardloop op. Yes, ek sal nie vir jou kan jokkie. Dis maar 80 tree. Yes, en ek is op hom en die videokameras is aan en is verskriklik. Die hartpomp soos jy sê. Yes, en ek trek hy snel en daai bok, hy kyk my net so. Jy weet hy soos en ek is soos Jesus, dis 80 meter, ek mis nie op 80 meter nie. En hy kyk my en ek kyk hom en jy weet ek wonder of ek moet laai, maar my brein kan nie uitwerk wat ek verkeerd gedoen het nie. Eers en toe die bok nou aanhardloop en ek laat weer die ander manne die bok is op pad. Staan ek nou daar en dink en ek soos, "Heer, wat het ek nou verkeerd gedoen?"
toe is my scope nog gedial op 700, toe skiet ek 3 meter bo daai bok op 80 meter. So jy weet, klein goedjies, daar gebeur altyd maar ietsie wat jy weet, dit kan nie glad verloop nie. Ja, so dis onder druk. Dis jy weet, goed gebeur vandag. Dis lekker jag, maar dit is soos daai foutjies is wat vir goeie stories maak. Ja nee, jy volgende aand sit jy om die kampvuur en die ander manne wat op die ander hoeke van die plaas sit, het weet nie wat gebeur het nie en julle kan lekker chat. Ja, lekker lag daaroor. En almal maak 'n fout. Daar's altyd 'n foutjie wat gemaak word en ons almal lag lekker saam. Dit is wat dit lekker maak. En ja, Roan Shaks, ek dink ons gaan dit hier oprap. Ons het gear gechat, ons het Springbok jag gechat, ons het net 'n lekker tyd gesels en ek dink ons het baie gepraat oor rangefinders. Dis belangrik vir hierdie tipe jag. Dalk nie so baie vir die bos nie. Ons sal dit op 'n ander dag bespreek, maar ons het natuurlik die Accra Legacy Rangefinder. Hierdie spesifieke model is 'n nuwe een wat ons toets. Ons probeer nie dat daar iets fout is nie, soos Roan self sal sê, daai een se glas is fantasties, maar ons probeer altyd ek toets elke week nuwe produkte, nuwe optiese stelsels, nuwe dit, en dis wat dit, jy weet, dis wat die maatskappy lekker maak. En ons wil altyd verbeter, ons wil altyd vir julle daar buite 'n beter produk gee, wat soos ons sê, waarin julle kan vertroue hê en gemaklik op hierdie goed, op hierdie jagte gaan. Jy weet, ek wil net bylaat, net so 'n bietjie brag. Ek het my eerste Springbok daai naweek op 575 geskiet. Dit was vrek lekker. Jy weet, dis lekker. Jy wag amper vir die patroon om te slaan en so ver. Kyk, ja, maar jy baie geluk. Baie mense kan daai afstand skiet. En dit was omdat ek my gear toe nou uitgefigure het en volle vertroue in die geweer het, volle vertroue in die kaliber het. Ek skiet hierdie einste geweer nou al vir 3-4 jaar en hy's my go-to en my trusted een en ja, ouens, as julle van hierdie tipe gesprekke hou, like die video asseblief, subscribe, los vir ons 'n comment, sê vir ons wat wil julle volgende hoor, wat moet ons nog doen, waarop moet ons uitbrei en Roan, dankie vir jou tyd. Presies, dankie dat jy my genooi het. En ek hoop die ouens wat geluister het, ek hoop julle het iets geleer. Soos Adrian sê, jy weet, julle kan enige van ons twee kontak. As jy vra het oor gear en jy is onseker. Jy weet, in terme van rangefinders en soos hy sê, hy het nou net nie heeltemal so genoem nie, maar hulle is besig om 'n ballistic rangefinder te toets. Dit is nou nie dat dit môre sal beskikbaar wees nie, maar dit is definitief in die toekoms bekostigbaar. Jy weet, as jy kyk na wat die goed kos, jy weet, dit kom. So, jy weet, luister uit op die channels. As jy vra het, vra. Jy weet, vra ons. Ons is normale mense. Ons skiet, ons maak foute, ons het foute gemaak, ons het al die skoolgeld betaal. Vra ons, leer van ons foute. En gaan so aan. Ja, gaan ons sal die gear setups hier onder in die beskrywingslys, so Roan se, myne en ja, asseblief as daar enige iets is, laat ons weet en dankie vir die ondersteuning. Dit is julle wat dit moontlik maak vir ons om hier te wees en hierdie te kan doen.